Welkom by M-Kids Online. Ons is nou besig met 'n reeks oor Jesus wat ons roep. Julle gaan leer van Josef en Daniel en Petrus en hoe God elkeen van hulle geroep het. En weet jy wat? Hulle het ja gesê. Jesus roep jou ook. Sal jy ja sê? Ek kan nie hoor nie. Ja! Kom ons wag nie langer nie. Kom ons begin. Bye! Hallo julle. Julle sal nie glo nie. Ek het sopas die wonderlike woeste storie van Daniel in die leeukuil gehoor. Het julle dit al gehoor? Daniel het elke dag gebid en tyd met God spandeer. Daar was mense wat jaloers was op hom en hom in die moeilikheid wou kry. Dis toe waar dinge verkeerd loop en Daniel in die leeu se hokke gegooi word. Oeh, dis scary. Maar voordat julle te groot skrik, maatjies, God het die leeu's se bekke toegehou en Daniel was veilig. Kan julle dit glo? Dis amazing. Dis wonderlik. Dis 'n wonderwerk. Hierdie wonderwerk maak nie net 'n groot verskil aan Daniel se lewe nie, maar ook baie mense om hom. Kom ons kyk hoe Daniel se ja sê verluister na God baie mense gehelp het om te sien dat ons God die regte God is. Kom ons lees saam. Die koning moes toe maar die opdrag gee om Daniel te arresteer en in die leeukuil te gooi. Hy sê toe vir Daniel: "Mag jou God wat jy so getrou dien, jou red." Hulle het 'n klip gaan haal en dit oor die opening van die plek gesit voor die leeu's was. Daarna het die koning sy amptelike seël en ook die van sy hooggeplaaste amptenare op die klip aangebring. So is Daniel se lot beseël. Die koning is terug paleis toe, waar hy 'n slapelose nag deurgebring het sonder kos of enige ander tydverblyf. Vroeg die volgende môre het die koning opgestaan en vinnig na die leeukuil toe gegaan. Daar aangekom het hy benoud geroep: "Daniel, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy so getrou dien in staat om jou van die leeu's te red?" Daniel antwoord toe: "Mag die koning nog lank lewe. My God het sy engel gestuur om die leeu's se bekke toe te hou, sodat hulle niks my kon aandoen nie. Hy het dit gedoen omdat hy weet dat ek onskuldig is. Ek het nie teen hom gesondig nie en ook niks verkeerd teen u majesteit gedoen nie." Hieroor was die koning baie bly. Hy het dadelik opdrag gegee dat Daniel uit die leeukuil opgetrek moes word. Nadat die mense Daniel uit die leeukuil gehaal het, het hulle gesien dat daar nie 'n enkele merk aan hom was nie. Dit was so omdat hy op sy God vertrou het. Daarna het koning Darius die volgende boodskap aan al die volke, nasies en taalgroepe van die wêreld gestuur: "Vrede en voorspoed vir julle. Ek beveel dat die God van Daniel in my hele koninkryk geëer en gerespekteer moet word. Hy is die lewende God en hy bestaan vir ewig en altyd. Sy koninkryk sal nooit tot 'n einde kom nie. Sy heerskappy sal vir altyd aanhou." Hierdie verhaal waar Daniel in die leeukuil gegooi is, help ons verstaan dat God 'n wonderwerk gedoen het toe Daniel ja sê en aanhou luister. Hierdie wonderwerk maak dat 'n groep mense wat God glad nie geken het nie, kon sien dat God God is en enigiets kan doen. God het die leeu se bekke toegehou en Daniel veilig gehou. Die koning was so verlig en verwonderd dat hy net daar besluit het dat Daniel se God, ons God, die regte God is en dat al sy mense, die hele land, vir God moet aanbid. Dis 'n wonderwerk. Ek wonder, as jy elke dag eers begin deur na God te luister en met hom te praat, wat hy jou alles sal wys. Dalk sal hy jou wys hoe hy enige iets kan doen en dan kan jy vir ander daarvan gaan vertel. Dalk sal hy vir jou wys hoe lief hy jou het en dan kan jy ook vir ander mense so lief gaan wees. Sal jy ook elke dag met God praat?
Sal jy ook vir ander vertel dat God God is en enigiets kan doen? Ons wil elke dag na God luister. Praat met iemand ouer as jy oor hoe ons dit kan doen. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Kom ons bid saam, maats. Dankie Jesus dat U ons elkeen ook roep soos wat U die ander disippels in hierdie stories roep. Wees met elke maatjie. Amen. Bye maats.